as julle reg is, ek praat met julle dan die tema waaroor ek praat is meld aan om in Christus te groei. OK? Meld aan om in Christus te groei. Nou ons gaan later weer terugkom daarna toe. Maar nou op hierdie laaste dag van die jaar, wie het nou al klaar nuwejaarsvoornemens gemaak? Ag kom nou, julle is aan skaam hoor. Wie het nuwejaarsvoorneme gemaak? Toe maar julle gaan dit môre maak. OK. Alright, hierdie jaar gaan ek. Kyk, hierdie jaar gaan ek. Hierdie jaar, hy nuwejaarsvoorneme. Alright. Nou ons gaan so 'n bietjie praat oor daai voornemens en dan beplanning vir 2026. Al wat ek wil sê voor ek regtig preek, is dit dieselfde Here wat ons deurgevat het deur 2025 is dieselfde Here wat ons deurgevat 2026. Amen. Ek glo dit met my hart. Ek glo dit met my hart. En daarom bring ek vir julle hierdie boodskap. Dit is so belangrik wat ek vir julle gaan bring. OK. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na nuwejaarsvoornemens. OK, vir iets beter. Nou kyk, ons maak altyd hierdie voorneme want ons wil iets verbeter. Is julle reg? As jy nou soos ek is, dan wil jy nou maarder word. OK? So jy wil iets verbeter. OK, voornemens altyd te doen is, daar moet ek verbeter, daar moet ek, hierdie jaar gaan ek dit doen. Nou hier is ons ene wat die meeste mense sê, ek wil gesonder leef. Wie daai nou gehoor? Tegen wie het ek sê? Come on julle, ek wil gesonder leef. Dan dit slaai die res van die maand. OK. Ek wil gesonder leef. OK. Meer oefen. Ja nee. Kyk, ek wil oefen hierdie jaar, moet ek my lyf reg kry. Ek wil oefen. Volgende jaar Desember moet ek reg wees. OK. Meer gewig verloor. Die gewiggies wat ons wil verloor. OK. Wie het al so voorneem gemaak? Kom nou. Ek jy hande sien. Natuurlik, ja. Natuurlik, en is ook nie verkeerd nie. Gesonder eet, ja, natuurlik. Minder suiker gebruik. En dan so 'n bietjie minder alkohol gebruik vir jou dat ek nog 'n wyntjie daar gooi. OK. Nuwejaarsvoorneme, ouens, gooi die nuwejaarsvoorneme. Beter slaap, ja, nuwejaarsvoorneme. Nou hierdie nuwejaarsvoorneme van ek wil gesonder leef, is bewys dat is elke jaar nommer 1 op die lys. Hy haal die meeste treffers. OK, dis nommer 1. Almal wil gesonder leef, almal wil maar word, almal wil dit, almal wil dit. OK, is dit verkeerd? Nee, is nie verkeerd nie, ek sê nie is verkeerd nie. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar lekker ander voornemens wat ons maak. Dan kom ons by die volgende een, finansiële voornemens. OK, beter met my geld werk, beter bestuur. My skuld afbetaal. Wie het al sulke voornemens gemaak? Kom nou, daar sê hy. My skuld afbetaal. Meer spaar, wie was al by daai een, meer spaar? Jy's 'n paar ouens wat niks wil spaar nie. Alright. Minder mors, wie het gedink aan minder mors? Ek mors 'n bietjie te veel. Christopher, is jy daar? Bietjie minder mors. Ja, Janne, die finansiële beplanning sê nie goed is. Dan is daar ook die persoonlike groei voornemens. Minder stres. Wie kan doen daarmee? Bietjie minder stres. Alright, julle by my. Wat van 'n bietjie beter selfdissipline toepas? Ja, nee, die goed is daar. Bietjie meer selfvertroue hê. OK? 'n beter tydsbestuur toepas. OK? Jy jaag en jy kom agter, jy jaag, jy kry niks gedoen nie. Bietjie beter tyd toepassing doen. Alright, als voornemens wat 'n mens kan hê. Miskien gee ek dalk nou, raak ek so slim, ek gee dalk vir van julle 'n paar voornemens. Alright, jy sê daai een is myne, ek gaan hom vat. OK. Kom ons kyk dan nog so 'n paar voornemens wat ons kan maak. Geestelike voornemens. Ek gaan meer Bybel lees. Hierdie jaar gaan ek Bybel lees. OK? Hallo? Alright. Hierdie jaar gaan ek nader aan God leef. Ek gaan iets doen. Ek gaan nader aan God leef. Meer bid. Ek gaan meer bid. Ek bid te min. Ek moet meer bid. Wie het al gedink jy moet meer bid? OK.
Okay, dis kan altyd meer bid. Maar ja, dis 'n voorneme, innerlike vrede hê. Vrede vind. Ja, mense wil graag innerlike vrede vind. En dan kry mens hierdie voornemens en so aan. Daar's daar ook verhoudingsvoornemens wat 'n mens doen. Ek gaan 'n beter eggenoot wees vir my vrou. Ek gaan meer vir haar sê ek's lief vir haar. Hallo. Moenie waarvoor sê my vrou nou amen. Okay. So, beter eggenoot. Ek besluit dalk ek gaan 'n beter ouer wees. Ek moet 'n beter ouer wees. Okay? Dalk moet ek 'n beter vriend wees. Dalk is dit 'n voorneme wat voel, maar ek moet 'n beter vriend wees. En hier's 'n lekker een, ek moet minder kwaad word. Hallo, is daar iemand in die huis? Wie wil daai een doen? Kom aan, steek op jou hande. Minder kwaad word. Okay. Alright. Okay. Wie gaan minder kwaad word? Okay. Nou hierdie voornemens is alles baie wonderlik en is goed en is reg. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar ek het so bietjie slegte nuus. Hierdie voornemens wat ons doen om beter te wees. Jy wil iewerste beter wees, iewerste wil jy groei, jy wil iets verbeter aan jouself. Kom ons na die volgende bladsy toe. Beter te wees. Nou gaan ek julle babbel bars en ongelukkig moet ek julle die slegte nuus gee dat 80% van alle nuwejaarsvoorneme val sommer net nie by Februarie. Iemand wil hande klap gee. Mooi vir daai hande klap. Ek weet nie of dit eina is of halleluja of amen is nie, maar dit is iets. Okay. Maar weet jy wat? Ons dink altyd ons moet ons verbeter. Nee, ons het hierdie ding om te wil verbeter. En dan dink ons dit werk so by die Here ook, dat ons moet verbeter as dit by die Here kom. Ons moet beter word. Ons moet beter wees om meer te kry. Okay? As ons meer wil kry by die Here, moet ons beter wees. Meer bid, meer Bybel lees, meer dit. Al daai goed is welkom. Maar kom ons kyk, wat vra Jesus vir jou? Wat vra Jesus vir jou? En ek gaan die illustrasie gebruik van waar Jesus voete was in Johannes 13 vers 2 tot 25. Luister mooi na hierdie gedeelte, ons gaan dit so lees. En gedurende die maaltyd, onthou, dis die laaste Pasgamaal. Jesus se laaste maal voor hy gekruisig word. En gedurende die maaltyd, toe die duiwel alreeds Judas Iskariot, die seun van Simon, in die hart gegee om hom te verraai. Jesus het wetende, luister mooi, Jesus wetende dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en dat hy weer na God heen gaan. Jesus weet dit daar waar hy staan, hy weet wie hy is, hy weet dat hy gaan nou na God toe gaan, hy weet dis nou daar, ons is nou daar. Dan lees ons die volgende vers 4 en vers 5. En toe het hy daar van die maaltyd af opgestaan en sy boorkleed uitgetrek en 'n doek geneem en hom omgord. Daarna het hy water in 'n waskom gegiet en begin om die voete van die disippels te was. En met die doek waarmee hy omgord was, dit dan af te droog. Okay. Nou luister mooi. In die eerste plek sien ons, as kyk na die volgende blad, Jesus weet wie hy is. Hy weet, hy's God die Seun, wat die prys vir die wêreld kom betaal het, en nou is hy daar, en hy's nou by hierdie maaltyd. En weet jy wat? Hy weet wie hy is, hy weet wat om te doen, en hy weet wat gaan gebeur. Dis nou nie vir hom nuus hierdie nie. Die disippels, hulle hoor maar, hulle hoor nie, hulle hoor soos 'n man. Hoor om nie te hoor nie.
Hallo hoor, hy sê vir hulle, maar hulle hoor nie wat hy sê vir hulle nie. Maar nietemin hy weet wat gaan gebeur. En Jesus weet, dis daai laaste Pasga. Nou moet jy weet, as dit die laaste Pasgamaal is, dan is dit een van die laaste oomblikke. Daar gaan nie nog 'n Pasga wees nie. Dit is die laaste oomblikke wat hy saam met hierdie mense om die tafel het. En hierdie mense om die tafel het hy gekies. Hy het hulle gekies dat hulle is die mense wat die werk vorentoe moet vat. Hulle is die mense wat die werk van die Here dan moet aangaan mee as hy nie meer daar is nie. Hulle verstaan dit natuurlik glad nie. Hulle is nog aan 'n dwaal. Al het hy dit vir hulle hoeveel keer uitgespel. Maar nietemin is hierdie mense om die tafel. En daarom weet hy dat die laaste ding wat hy hier doen moet 'n baie belangrike ding wees. As jy vanaand weet, vanaand is jou laaste aand wat jy het. Wat sal jy doen? Wat gaan jy iets sê vir iemand? Wat gaan jy sê vir jou geliefdes? Wow, jy gaan graag iets spesiaal vir hulle wil sê, is dit nie so nie? Nou hy weet dit. En 'n mens sal nou dink, omdat hy dit weet, dat hy gaan nou, omdat hy God die Seun is, gaan hy nou iets groot doen. Hy gaan nou hier voor hulle oë dalk die grootste wonderwerk doen. Hulle het al baie wonderwerke gesien, maar nou gaan hy nou dat hy weet hy gaan, is sy laaste oomblik. Miskien gaan hy nou iets so groot doen, so fantasties doen, so cool doen dat hulle kan weet, ja, hy is die Seun van God. Mense sal nou dink, dis wat hy eintlik sal moet doen. Maar baie interessant. Jesus gebruik die laaste oomblik, volgende blad, gebruik die laaste oomblik, die groot oomblik, om die voete van die disippels te was. Niks great nie, inteendeel, als behalwe great. Ek gaan nou vir julle sê hoekom. Hy besluit, dis wat hy gaan doen. En dit kies hy as die laaste groot ding wat hy vir hulle kan doen. Hy ag dit so belangrik dat hy dit in sy laaste oomblik besluit. Dan gaan ons na die volgende blad toe. Jesus neem die laagste posisie in. Jy moet verstaan dat die voete was ding van daardie tyd, was absolute diens wat jy aan mense gelewer het. Want hulle het nie vervoer gehad soos ons vandag nie. Hulle het oop sandale gehad. Hulle het oralste geloop tussen stof en kliprandjies. Die voete was stikkend partykeer, die voete was vuil partykeer. Ek wil sê die wear en die teer was kwaai op die voete hoor. Was kwaai op die voete gewees en dan was daar nou niks wonderlik en lekkerder as en dit was die grootste gasvryheid wat jy iemand kon bewys as jy nou daar gaan sit. Jy gaan sit nou daar so lekker en die baas van die huis roep die laagste slaaf van die huis, die laagste een. Die een wat nog die minste iets kry. Die een wat die laagste een. Roep hy en sê kom, was gou hierdie mense se voete. En nou daar gesit en wow, wat 'n verligting moet dit wees van die voete wat ver gekom het. En hier word hulle gewas. Stof word afgewas. Hoe wonderlik moes dit gevoel het. En dit was die diens wat hier gelewer is. En hier kom Jesus, hy wat die hoogste is. Hy wat die hoogste is, neem die laagste posisie. En hy sak af, vat die bakwater en begin hulle voete te was. En ek weet nie wat het hulle gedink nie, maar baie van die disippels was te bang om iets te sê, want dit is die meester wat nou ons voete was. Ja, hy hoor dit nie te doen nie, maar dit is die meester, wat hy sê moet wees, en hy was ons voete. En hy was hulle voete, en terwyl hy eintlik die hoogste posisie kon inneem,
en dalk die grootste magnifiekste wonderwerk voor hulle gedoen het. Neem hy die laagste posisie in. OK. En daarin kan jy nou baie lees. Maar ek dink jy kan self die prentjie sien dat dit wat Jesus doen, praat absoluut van nederigheid. OK. Maar nou luister mooi. Nou gaan ons aan na die volgende blad toe waar Jesus het nou hulle voete begin was en hulle dit nou diens wat te lewer en kyk nou so vir mekaar dalk, maar hier gebeur dit toe. Maar onthou, daar's een ou wat nooit bang was om sy mond oop te maak nie. En dis ou Petrus. Hy was nooit bang om sy mond oop te maak nie. En daar staan in Johannes 13 vanaf vers 6 af. Toe kom hy by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan nie my voete was. Petrus het hom klaargewip. Alright. Hy het hom klaargewip want hy verstaan nie, wat doen die meester? Hoekom vat hy 'n slaafse posisie? Hoekom was hy ons voete? Wat dink hy doen hy? Hy behoort dit nie te doen nie. OK, wat gaan aan hierso? En Jesus antwoord hom, hy antwoord en sê vir hom, dit wat ek doen, weet jy nou nie, maar hierna sal jy dit verstaan. En dan gaan ons na die volgende vers toe, as hy verder aangaan. Hy sê, Petrus sê vir hom, ek sal my voete in der ewigheid nie was nie. Hy het hom goed gewip. Ek sal nie my voete was nie. OK? Ek sal my voete was nie. Jy sien, Petrus het 'n probleem. Petrus se probleem was nie 'n gebrek aan liefde vir Jesus nie. Hy's baie lief vir Jesus. Dis hoekom hy daar is. Hy probeer nie om ongehoorsaam te wees nie. Luister mooi. Sy probleem is hy verstaan nie wat hier aangaan nie. Sy probleem was dat sy eie ek nie saamstem met wat Jesus hier gedoen het nie. Sy eie ek kan nie daarom vou nie. Sy brein kan nie daarom vou nie. Hy kan dit nie verstaan. Wat doen Jesus hierdie? Sy eie ek wil dit nie verstaan nie. En onthou, 'n eie ek wil altyd in beheer wees. En 'n eie ek soek wat hy soek bo regte redenasie. Sy eie ek, as hy inskop, ou boetie, dan kan niemand met jou praat nie. En sy eie ek het ingeskop al lankal. En hy sukkel hier met hierdie eie ek van hom wat nou nie kan verstaan nie. Hy het klaar die grenslyn getrek. Eie ek trek 'n grens. Hy het klaar besluit, dit is, die Here gaan nie my voete was nie. Klaar, finish en klaar. Alright, is julle nog by my? Alright, nou luister mooi. Nou skryf ek hierdie volgende stukkie bladsy. Want jy moet verstaan dat 'n eie ek kan nie ontvang uit die hand van die Here nie. En as jy hierdie paragraaf kan afneem, neem hom maar af. Luister mooi, groei begin altyd eers by ontvang. Ek sê groei begin altyd eers by ontvang, nie by die eie ek en wat ek doen nie. Jy moet eers by die bron ontvang, voordat jy iets van die bron kan deel, moet jy dit eers kry. Jy kan nie deel wat jy nie het nie. Jy moet eers ontvang. Dis hoekom jy moet eers by ontvang uitkom, voor jy by groei kan uitkom. Die eie ek wil dinge op my manier doen, en nie op God se manier nie. Dit maak dit moeilik om die Here te ontvang. Wow! En as jy nie die Here kan ontvang nie, kan jy nie groei nie. OK? Dan kan jy nie groei nie. En hier sit ons nou met Petrus, en sy eie ek staan eintlik in sy pad om te kan ontvang. Weet jy wat staan in jou pad om te kan ontvang? Niks anderste as jou eie ek nie. Wat sê ek nou? Daar's nou min hande klappe, maar dankie daarvoor. Alright, luister mooi.
Dan gaan ons nou na die volgende vers gaan ons nou aan. Want hy stry nou hier met die Here. Die Here gaan nie sy voete was nie. Vers 8 en vers 9. Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, as ek nie was nie. Luister mooi. Het jy geen deel aan my nie. Luister mooi. Toe change ou Petrus baie vinnig en Simon sê vir hom, Here, wat hy eintlik sê, okay, in daardie geval, Here, nie net my voete nie, maar my hande en my hoof, my sommer my alles. Toe change hy vinnig toe hy dit hoor. Nou weet wat gebeur is, op die volgende blad, Petrus snap dit toe Jesus sê, dat dan het jy geen deel aan my nie. En op daardie oomblik snap hy dit. En hy gee sy eie ek en sy wil, gee hy eintlik oor. Met oorgawe en hy sê, Here, in die geval, nie net my voete nie, my hande, my hoof, my alles. Hy gee met 'n oorgawe, gee hy oor en hy meld aan. Nie om beter te doen nie, soos wat ons altyd wil doen nie. Ons wil altyd beter doen. Nie om beter te doen nie, maar om Christus te ontvang. En dis die ding. En net daar is waar die groei kan begin. In Christus. Net daar waar jy daai oorgee het, net daar waar jy daai ontvang het, nie daar waar jy oulik probeer wees nie daar waar jy dink hoe oulik is jy nie daar waar jy al jou voorneme het nie, daar waar jy in die ontvangingsposisie kom, daar waar jy ontvang. Nie almal het daai ontvangingsding nie. En nou sê ek vir jou, die volgende blad, die beste wat jy kan doen vir 2026, bo al die voornemens wat jy mag hê, meld aan by Jesus, die bron van alles. Meld aan by die ontvang Jesus Christus. Moenie probeer grand wees nie, ontvang net Jesus Christus. Luister, ons het nie 'n probleem, 'n vrugprobleem nie. Ons het 'n ingeprente probleem. Okay, die probleem is nie by die vrug nie. Die probleem is mense is nie meer in die vrug nie. In die wynstok nie. Luister mooi. Jesus vra nie om beter te doen nie. Hy vra jou nie om hom te verdien nie. Hy vra jou om hom te ontvang. Hy vra eintlik om te ontvang dit wat hy reeds gedoen het. En voel ek op hierdie woord, voel ek, Here, ek wil aanmeld soos 'n Petrus. Maar ek wil nie aanmeld en te sê ek gaan dit doen, Here, ek gaan dit doen. Here, ek gaan dit doen. Ek gaan hierdie jaar, ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan sê, Here, by die nagmaaltafel gaan ek sê, Here, ek wil U net ontvang. Dis al wat ek moet doen. Ek moet net U ontvang. Dis al wat die Here vir jou vra. Hy vra jou nie om beter te wees. Hy vra jou nie vanaand om meer te bid en meer Bybel te lees. Ek sê nie goed verkeerd nie, jy is reg, doen dit as jy dit kan doen. Maar hy vra jou vanaand, ontvang my net. Vat dit wat ek reeds vir jou gedoen het. Dis wat die Here van jou vra. En ek maak klaar. Ek op die volgende blad wil ek sê, is dit my gebed. Here, ek meld aan. Nie om beter te doen nie, maar om U te ontvang. Nie uit my eie ek nie, maar uit U, die bron. Ek neem besit
van wat U reeds vir my gegee het. Ek neem besit wat U reeds vir my gegee het.